Grace, grace, God's grace, marvelous grace of our loving. Hallo. Hallo, gaan aan? Oké, doe maar, fijn, zie je het. Hallo. Ja, hoi broer. Hoe gaan het? Maar af. Mensen, ek wil julle graag 'n vraag vra. Ek sien julle geniet dit nou hier by die dam. Ja, te lekker. Is dit lekker? Ja, is lekker. Ja. Kan ek jou 'n vraag vra? As jy vandag moet doodgaan, waartoe sal jy gaan? Waartoe sal jy gaan? Ek gaan party. Jy gaan party, as jy doodgaan. Ek gaan party, baie party. Okay. Nee, dis actually 'n hartseer antwoord. Maar die ding is, het jy geweet, die Here Jesus nooi ons almal uit. Ja, maar my chommy, hy nooi my ook uit. En ek is klaar laat vir sy party. Want ek wil nie weet wie jy Here Jesus nie, want hy het my nie uitgenooi na 'n party toe nie. My chommy het my genooi. En ek is klaar laat. Maar die Here Jesus nooi jou uit om saam met hom in die hemel te sit, saam met hom die lewe te geniet. Die drank en al die dinge, dis dinge van die wêreld. Een of ander tyd gaan 'n mens sterwe en dan gaan jy voor God verskyn. Ja, maar dis een of ander tyd. En ek gaan nou party. Kom koppie, kom ons gaan party. Ja, kom. Dink mooi oor my woorde asseblief. Dink jy mooi oor my party? Hey, beter. Ja, ons gaan nou party. Nou julle man, ek wil graag hê julle moet graag luister wat ek gesê het. Sê nou net julle sien julle vriend nie weer nie, wat dan? Dink aan die woorde asseblief. Dan vat ons die dop op. Dan vat jy die dop op hom. Okay. Sterkte. Armes hulle. Hey bra, kan jy glo? Daai dominee ou. So arrogant, hy sê so my, nee, ek moet sommer hom gaan Bybel, want Jesus gaan my 'n party reël daar in die heaven. En dan wil hy ek moet sommer daai invitation van Jesus vat. Kan jy glo arrogant daai ou? Hey. Nee, maar wat gebeur as daai ou nou die waarheid gepraat het? Hæ? En waarheid. Daai ou die waarheid gepraat het. Ai. Ek gaan die uitnodiging mis. Here Jesus, ek is 'n sondaar en ek weet dit en ek wil nie die uitnodiging mis nie. Ek wil nie hê dit met my gebeur wat nie gebeur het nie. Ek is jammer, Here. Ek kom van U. Dink op hoe dit sien. Party! Hey, my man. Middag. Wat sê? Ja, ek is maar net 'n bietjie omgekrap. Nico? Kyk, ek kom nou net terug van 'n sendingtrippie wat ek gehou het. Ek het so van dorpie na dorpie toe gegaan. En nie so ver van die af nie, so 'n paar dae terug, toe ek begin het met die uitreik. Wel met my pakkie storie. Toe kom ek by 'n groep manne, jong manne, wat by 'n dam gesit het. Ja? En hulle het, obviously, hulle het gedrink, hulle het teen dwelms misbruik en hulle was dronk, gaar gewees. Nou,
ek het hulle so graag uitgenooi na ons dienste toe hierso, want ek weet nie, dit is net vir my so hartseer, dat die jong manne van vandag, veral die Afrikaners, net so hulle lewe weggooi. Die uitnodiging van die Here Jesus is vir almal beskikbaar. Hulle kan dit net vat, maar hulle wil niks daarmee uitwaai nie. En wat vir my nogals laat skrik het is, so rukkie terug, ek dink dit was vanoggend gewees, toe kry ek die koerant, en ek gaan so deur die koerant, en die gesig van die een jong man, wel eintlik die twee gesigte van die jong manne, dit het vir my baie bekend gelyk, ek kon myself misgis, dat ek die manne gesien het by die dam daai dag. Die manne wat ek gevra het, kom net saam met my kerk toe, en snaaks genoeg, wel eintlik dis tragies hartseer, dat die een wat vir my kwaad geraak het en geloop het, en vir my gesê, hy wil niks met Jesus te doen, en het ook hom uitgenooi het na die kerk toe, en na die Here toe, en al daai. Toe raak hy kwaad, toe sê hy wil nie saam met die Here Jesus na sy party, net as hy partytjie gooi, en toe maak hy, laat hy wegkom, en nie lang daarna nie, toe sien ek in die koerant staan daar nou, dat hy in 'n karongeluk oorlede was, hy en sy vriend, wat nogals vir my tragies is, die ding is net, ek wens net, hulle kon na my geluister het, die uitnodiging aanvaar het, en om in plaas van na sy vriende toe te gaan om te drink, kon hulle net geluister het wat ek wou gesê het. En jy weet, dit ontstaan my gees so, om net te sien, 'n mens, die uitnodiging is daar, maar die mense wil net nie luister nie. Jy weet, dit maak my so hartseer en kwaad op dieselfde tyd, want die ding is, op die einde van die dag, hulle dink hulle dien die Here, hulle dink hulle is uitgenooi na die huis van die Here toe, maar hulle weet nie. Want die ding is, hulle het nog nooit die uitnodiging aanvaar. Hulle het nog nooit die uitnodiging gevat en gegaan. En ek dink ons moet maar net bid vir dit. En dan bid ons saam en dan vra net laat die Here net iets wonders doen, want ek sal nooit weet wat gaan gebeur met daai mense wat ek van gepraat het. Dalk is hulle almal nou dood, dalk het een tot bekering gekom, dalk ons weet nie. Dalk is hulle in die tronk, dalk het hulle die uitnodiging aanvaar, of dalk het hulle dit verwerk. So ons sal nooit weet nie. Okay. Kan het nie flippend glo nie. Hy is dood. Nog 'n bietjie, jy lyk 'n bietjie bekend. Luister, dit is nou nie per toeval wat ek jou hier gekry het nie. Ek wil jou graag asseblief luister na my. Ek wil jou graag uitnooi na my diens toe. Ek is 'n sendeling, wat ek doen is, ek gaan net van dorp tot dorp en ek vertel die mense van die Here Jesus, sy uitnodiging vir die mense. Dat almal na hom toe moet kom, die wat bemoeid en belas is, en hy sal vir hulle rus gee. Kyk in Johannes 4:14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. Pieter, kan jy asseblief vir my Johannes 3 vers 16. Ja, sommer. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis so Karla. Nou klaar, Johannes 3 vers 16. Lief vir jou. Dis 'n plesier, Karla. Kyk jy die oulike pou wat ek gekry het. Ja, wag, ek sien nou ek is nou besig. Ja man. Kyk hier, die oulike pou. My skat, ek is net besig met baie belangrike werk, ek sal nou net kyk. Dit is oor hierdie ongeluk in my verantwoording wat ek nou moet skryf. Maar kyk hierdie. Ja, dit is oor so 2 tienerseuns. Die pou. Wat blykbaar van die agternaam van Sniffles die snyfer en ek weet nie. Maar sy die arme seuns hier. Ek ken hulle eintlik. Waarom? Ja. Hoe ken jy hulle?
Wil eintlik sê nie. Maar hulle blijkbaar het ek gehoor by een van hulle later hulle het 'n uitnodiging. En toe kan hulle nie gaan. Uitnodiging vir wat? Na kerk toe. Okay. Maar Shane, armes hier. Want dit sê die jongen later wat so sy het. En weet wat sê jy? Wie dink mense raar jy drink koffie? Nee, dat denk ik. Maar, volgens skryf maar. Dus die koerant terug, maar hierdie stuk, nee, is eintlik baie interessant. Dit gaan oor, daarso was manne ons by die dam, hulle het daarso gesit op die wat hulle gemaakie. En toe kom daar 'n man na hulle toe. Ek dink dit was 'n stille prediker geweest. Stille prediker. Maar hy het met hulle gepraat en vir hulle gevra, waar dink julle gaan eendag as julle doodgaan? En Ek gaan dit even kyk. in elk geval. En dit laat my eintlik rarig wonder. As ek nou doodgaan, waar sal ek uitkom? Ja, dit is iets oor te wonder. Ek het so onlangs na die Here gegee, die uitnodiging ontvang. Vermoedelijk nie. Het jy 'n ander chick gesien vanmiddag? Jezus, mooi hè? Hot, is hot. Cool hè, Hallo, goeiemiddag. Hallo, wat jy nou? Yes. Ja. Hoe gaan het? Geef my daai. Luister jy, ek wil graag julle mense uitnooi na een van ons dienste toe. Ek is 'n evangelis. Ek trek van plekkie tot plekkie. Wat ek doen is ek kom op die dorp en ek vertel die mense van die Here Jesus. En sal nie my guns doen. Kan jy jou goed vat en net op 'n ander plek gaan rook asseblief. Dankie. Dankie. Kyk, daar's 'n vers in die Bybel in Johannes wat sê Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. Niemand. Die ding is, die Here Jesus, op 'n manier is dit 'n uitnodiging en 'n waarskuwing. Want as jy dink daar's ander maniere na God toe, is jy verkeerd. Maar die Here Jesus maak dit vir jou moontlik. Hy nooi jou uit om sy kinders te word. Maar al wat jy net moet doen is vir die Here Jesus vra, was my skoon in die bloed van die lam. En ek neem jou uitnodiging aan. Want hy nooi jou uit om na hom toe te kom. Nou onthou dit, sê nou net môre is te laat. Die ander dag, ek is hier onder by die dam. Jy was by gewees, ek herken jou gesit. Ja, kom daar ja. Ja, jy weet van jou vriend wat dood is, né? Ja. Ja, sê nou net jy was in daai plek gewees. Sê nou net jy was in daai kar gewees. Waar sou jy oop gemaak het? Hulle het gekies om die uitnodiging te ignoreer. Hulle wil niks met die uitnodiging, niks met Jesus uit te waai nie. Maar nou vandag gee God jou 'n kans, hy nooi jou uit om vandag jou saak met die Here reg te maak. Dink daaraan. Daar's die sterk Kerkstraat en alles se nommer daarso. As jy wil bel, daarso is die nommers en alles. Maar dink daaraan. Sê nou net môreoggend as jy dood. Wat dan? Dink net aan daai woorde. Dink net. Here God, ek aanvaar die uitnodiging. Vergewe asseblief my sondes. Het jy gehoor van die ongeluk laas week? Ja, ek het gehoor. Dis my broer se paal. Ja, dit was vir my regtig 'n skerry ding gewees. Ek het self nooit dit ek eintlik tot die Here gekom. Hallo. Hallo. Hey, kan ek 'n vraag vra? Kan jy wil jy graag eendag saam met my 'n kop koffie gaan drink? Ja, maar is jy gereed? Nee. Kan ek jou vertel hoe om gereed te word? Die Here wil vir jou 'n uitnodiging gee, sodat jy ook saam met hom in die hemel kan wees en sy kingdom toe gaan. Ja, is okay. Verstaan jy? Nee. Jy kan gereed word. Jy moet net die Here se uitnodiging vat. Ek het nie tyd vir hierdie. Ek het nog nooit gehoor van so 'n uitnodiging nie. Jy kan gereed word. Wees op my bed. Ja.
are filled with sorrow and care, hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very, very near. Cast your care on Jesus today.